Baie welkom weer by jou Sondagoggend stil word. Mag jy ook vanoggend die grootste geskenk wat jy ooit ontvang het, so bietjie uitpak. Begin ontdek wat is binne in dit. En om dan ook te ervaar, wat is ons tema vanoggend, om die grootste verrassing te kry, as jy begin verstaan, wat het jy as geskenk van God gekry. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Ek weet nou nie van jou nie, maar vir my gaan 'n geskenk daaroor, dat dit iets moet wees wat ek in my lewe kan gebruik. Iets wat my lewe so bietjie makliker of lekkerder maak. Soos wat ek gesê het, het elkeen van ons hierdie Kersfees geskenke gekry. Net so het elkeen van ons ook vir ander mense Kersgeskenke gegee. Maar weet jy, dit het my laat wonder of ons al ooit die grootste Kersgeskenk wat enige mens kan kry, in ontvangs geneem het. En ek is doodseker jy weet waarvan praat ek. Die grootste geskenk wat ons ooit kon kry, was die geskenk wat in die krippie gelê het, Jesus Christus. Ek het al die geskenke wat ek gekry het in so groot sak gesit, en toe het ek rustig gaan sit, en toe het ek hulle so een vir een uitgehaal, gekyk wat dit was, en ook net my verlekker in die vreugde daarvan, om te weet dat mense my lief het, en dat hulle my ook seën met sekere goed. En ek wil jou ook vanoggend uitnooi om saam met my ons grootste Kersgeskenk ooit te begin uitpak. So Jesus was die groot sak waarin ek al die geskenke gesit het. Maar binne in die sak was al die verskillende geskenke wat ek gekry het bymekaar gesit. So dit is alles waarmee Jesus vir jou en vir my kom seën het, is nou so saam in die sak. En nou gaan ons begin om hulle so een vir een uit te haal en bietjie oop te maak en te kyk wat presies dit is wat Jesus vir ons kom doen het. Die eerste ding natuurlik is voor die hand liggend. Johannes 3 vers 16 sê mos vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So die eerste geskenk wat ons uit die sak uithaal, is die geskenk van liefde. 'n God wat in en deur die stuur van sy seun vir jou en vir my kom sê, dit is so kosbaar soos wat jy vir my is. Want ek het my kosbaarste, my seun, gestuur na julle wêreld toe. Die volgende geskenk wat ons so uit die sak moet haal is 'n padkaart. Jesus wat vir ons kom sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Hy het vir ons die pad kom terugwys na ons Vader huis toe. En dit is die volgende ene wat ons uithaal. Hy het vir ons 'n nuwe tuiste, 'n nuwe bestemming gegee. Naamlik ons Vaderhuis. As hy vir sy disippels sê, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. En om dit moontlik vir ons te maak, om vir ewig by hom in ons Vaderhuis te kan wees, moes daar eers afgehandel word met dinge wat tussen ons en God was. En dit is ons sonde. En Jesus het al ons sonde, wat ons in die verlede gedoen het, wat ons in die toekoms nog gaan doen, alles op hom geneem, en hy het ons daarmee vrygespreek. Ons is nou geregverdige mense, mense wie se saak met God reg is. En juist daarvoor het hy aan 'n kruis op Golgotha gesterf. Die volgende geskenk wat ons uit die pakkie haal, is oorwinning. Jesus het die dood oorwin. En Paulus sê mos vir ons, in Christus is ons meer as oorwinnaars. So ons het niks meer om voor bang te wees nie, want ons kan weet, sou God in sy alwysheid besluit om ons nou te kom haal, dan gaan ons na 'n fantastiese plek toe om vir ewig by hom in ons Vaderhuis te wees.
Die volgende geskenk wat ons moet uithaal is die geskenk, die gawe, die geskenk van die Heilige Gees. En saam met die Heilige Gees het ons 'n klomp wonderlike dinge gekry. Alles wat ons nodig het vir ons reis op pad na ons Vaderhuis toe. Hy het onder andere vir ons die vrug van die Gees gegee: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, selfbeheersing, blydskap, al hierdie wonderlike kwaliteite het hy in ons harte kom deponeer. Terselfdertyd het hy ook die gawes waarmee ons geseën is, soos wat God ons aan mekaar gewewe het, kom aktiveer in ons binneste. 'n Klomp asemrowende dinge waartoe hy ons wil staatstel as ons onder sy beheer, onder beheer van die Gees begin lewe. Nou 'n volgende vraag is, hoekom het God dit alles vir ons gegee in en deur Jesus Christus? Soos wat ek gesê het, omdat hy lief is vir ons. Omdat hy ons lewe hier op aarde nuwe betekenis wil gee, dat ek en jy moet verstaan, hierdie lewe en hierdie redreis waar binne ons lewe is nie waaroor dit gaan nie. Hierdie lewe is die voorbereidingsfase van ons menswees, sodat ons vir ewig kan tuis wees by hom in die hemel. 'n Aanleer van die hemelse taal, die taal van die liefde. 'n Vrykom van alles wat ons nog vasmaak, al die dinge wat ons gemaak glo is en waaraan ons vasgehou het as waarheid. Meer nog, Jesus het self gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So God kom gee ook in deur sy Gees vir ons die krag om elke dag al meer soos Jesus te word, soos wat ons hom volg in sy voetspore. Maar nou 'n baie belangrike ding. Soos wat ek en jy weet, ons het die Kersgeskenke gekry, ons het dit in die sak gesit. As jy dit uithaal, dan maak jy dit oop. En as jy dit oopgemaak het, dan begin jy om dit te gebruik. So die oopmaak is die aanvaar van die geskenk, en dan moet dit oorloop na 'n gebruik van die geskenk. Want wat help dit nou as 'n mens geskenke kry? Jy maak dit oop en dit lê net daar. Die ergste van alles is as jy dit nie eens oopmaak nie. So glo ek baie mense het nog nie eens begin om die sak vol kosbare geskenke waarmee God hulle geseën het in Jesus te begin oopmaak en te begin gebruik nie. Want ons glo mos, ek kan self. Ek sal dit doen. En ek sal vat en ek sal gebruik wat ek dink nodig is. So met die oopmaak van die geskenke en die begin gebruik van die geskenke, ontdek ek hoeveel makliker die lewe word. Jesus het mos gesê, hy sal sy Gees stuur om ons in die waarheid te lei. Hy het vir ons gesê, hy sal sy Gees gee om vir ons te leer wanneer ons nie weet wat om te sê nie, wat om te sê. Hy sal sy Gees gee om ons selfs te leer wat nog gaan gebeur. En nou kom ons by daardie grootste verrassing waarvan ek jou vertel het. Jy sien, God het gegee alles wat ons nodig het in Jesus, sodat ons kan terugkeer na ons Vaderhuis. Maar alles wat hy vir ons gegee het, is gemik daarop dat ons dit weer moet aangee. Die hele pakket van Jesus en dit wat ons moet word, is sodat ons 'n kanaal kan word van al sy liefde, van alles wat hy is, sodat ons ander mense kan bedien met hierdie wonderlikste geskenk in Jesus wat hy vir ons kom gee. En dit is nou juis in die aangee en gebruik van wat hy gegee het, tot eer van hom en tot opbou van ander en tot seën van ander, dat ek begin ontdek, wat gebeur dan? Strome van seën loop uit my binneste uit. Wat Jesus gesê het word waar. Ek het vir julle die lewe kom gee en dit in oorvloed. So kyk net na die momente. God gee, ek ontvang met 'n dankbare hart, ek maak dit myne, maak oop, begin dit gebruik, seën ander met dit wat God my mee geseën het, en dan begin die seën neerreën op my. Soveel meer as wat ek en jy
ooit kan begin om te verstaan. Dit is 'n uittreë in die kragveld van God, om tot seën te begin wees, vanuit sy oorvloed te begin gee, dan ontdek ek hoe trek hy al hoe meer en groter die sluise van seën na elke kant toe oor my menswees oop. Maar die belangrikste vraag wat ek en jy vir onsself moet uitmaak is, het ek al vir Jesus, verlede Kersfees en elke dag van my lewe, my grootste geskenk gegee? Paulus sê vir ons in Romeine 12 vers 1, ons moet ons as lewende offers tot beskikking van God stel. Ons moet onsself vir God gee en sê, hier is ek, Abba Vader, gebruik my, met alles waarmee U my in Christus geseën het, tot U eer. Ek wil onder U beheer, tot U eer lewe. En in die gee van myself, begin hy my deur sy gees vrymaak, van alles wat vasmaak, van alles wat maak, dat ek nog steeds net vir myself wil lewe. Nee, dan kan ek uittreë. En dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor, tot hoe mate ek tot seën kan wees van ander. Dan kry my lewe sin, betekenis. Dan begin ek lewe vanuit God se oorvloed, vreugde, blydskap en alles wat my deel in Christus is. God het gegee, ons moet begin gee, maar ons kan net gee as ons heel eerste onsself vir God gegee het, tot sy beskikking gestel het, sodat sy gees my kan leer hoe om te gee, wat om te gee, wat om te doen, sonder dat ek enigiets terug verwag. Dan begin die seën neerreën. Mag die Here jou ryklik seën. Ons gesels volgende week weer verder. Liefde groete, Shalom. Baie dankie Hemelvader vir die grootste geskenk wat U vir ons kom gee het. Alles wat ons deel geword het in en deur Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Vandag wil ek ook my kosbaarste geskenk vir U kom gee, en dit is myself, sodat U my kan gebruik as 'n lewende offer tot U eer alleen. Hier is ek, Here, gebruik my. Amen.